Môre is Chris hierso van Vetties Hengelhoekie. Vandag gaan ek julle wys hoe om die dieriekikker te gebruik. Nou hierdie strop gebruik ek vreeslik baie want hy's lekker aggressief. Hy hoek baie goed, my hook-up ratio is baie goed en hy is baie universeel. So ek gaan begin met 'n stuk van hierdie Dox Hooklink braid. Dis 25 pond en 'n Monster Carp Curve Shank size 4 hoekie. Nou hierdie hoekie gaan baie lekker werk met hierdie dieriekikker. So as jy nou gaan begin, sny net vir jou 'n stukkie braid in, braid hierso en dan gaan ons net 'n gewone knotless knot hierso maak sodat ons die dieriekikker nou kan opsit. Ek sal julle nou wys. Daar's sy. Nou het ons hierso gewone knotless knot en ons gaan nou die dieriekikker opsit. Nou hierdie is die medium dieriekikkers. Jy kan dit by enige visvangwinkel optel. Ek gebruik sommer Monster Carp se. Ek sit dit altyd op 'n splicing tool want dit maak dit bietjie makliker vir die braid as jy met braid werk net om dit daar deur te kry. So ek sal dit sommer net so op daai biting needle sit en hom net so oorslide. Nou die enigste probleem met hierdie dieriekikkers is partykeer kan hy bietjie moeilik wees om hier oor te kry. Die enigste raad wat ek vir julle kan gee is maar om bietjie geduldig te wees en dit net hierso so deur te druk deur om bietjie tension op hierdie lyn te hou. As jy dit opkry, gaan dit so lyk. Daar's hy. Nou is my dieriekikker op en ek weet baie van julle gaan wil weet presies hoe lyk die pakkie. Kom gewoonlik in so pakkies, soos julle kan sien, myne hardloop al klaar baie leeg. Maar jy wil omtrent so iets hê, jy kan hom bietjie verder opstoot. Soos ek sê, jy moet maar net geduldig wees met dit kan partykeer bietjie moeilik wees. So nou gaan ons 'n micro swiveltjie opsit. Hierdie kan ook partykeer bietjie frustrerend wees, maar ons gaan nou net daai ringetjie hierso oor moet druk sodat hy hier op hierdie ding kan gly. En daar's sy. So, nou dat ons micro swivel hierso op het, nou kan ons hierdie bead van die dieriekikker oor die baab druk. Nou baie mense die eerste keer as hulle dit doen, kry hulle dit verkeerd om. 'n Lekker manier om te weet wat se kant van die bead om eerste deur te haak deur die hoek is om hom net te buig soos wat hy sal sit as hy nou klaar deur is. En dan die naaste kant aan jou oogie moet deurgedruk word. So ek sal julle nou wys hoe hierdie lyk. Daar's sy. Nou dat hy oor is, hierdie bead wil ek hê moet oorkant daai barb sit. So ek sal hom nog so bietjie aanskuif soos dit en daar het ons jou dieriekikker. Nou soos jy kan sien, daai kikker help dat die hoek net bietjie makliker gaan draai. So jou hoekhols gaan baie beter wees met die karpe. Nou gaan ek die stiff hinge gedeelte maak. So ek gebruik 40 pond fluorocarbon. En alrede hoekom dit so dik is net om sodat hy reguit uitgaan en weg van daai sinkertjie afkom. Sy. Nou vir hierdie gedeelte van die stroppie gaan ek om so 20 cm van daai 40 pond fluorocarbon sny en dan gaan ek hom nou vasknoop. Daar's sy. Nou om hierdie fluorocarbon aan die braid vas te maak, gaan ek die fluorocarbon buig in 2 sodat hy oogie maak, my braid deurvat. Nou ek wil 'n baie kort stukkie braid hê. So ek gaan hom redelik so deurvat dat ek omtrent net so 2-3 cm se braid mee vang. Dan gaan ek nou net hierdie braid om hierdie fluorocarbon vat so 8 keer. Om hierdie knoopie te eindig, hou ek hom net daar vas. Ek vat hierdie tag end, vat hom weer deur daai loopie van die fluorocarbon, trek hom so en trek hom net styf en onthou moisten maar net altyd voordat jy hom styf trek. Nou hierdie knoopie is baie sterk en hy sal nie los trek nie. Sy. Nou hierdie knoopie kan vashak. So ek
recommend dat jy bietjie shrink tubing daaroor sit. So die shrink tubing wat ek gebruik is Doxin. Hierdie is die 2.5 mm shrink tubing. Nou so ek sal nou net so 'n stukkie afsny van hierdie shrink tubing. Dan gaan ek nou net my stroppie so deurvat. En ek gaan hom nou net daar sit. So later gaan ek hierdie stroppie net in kookwater sit, net om hierdie shrink tubing bietjie af te kry. Right, nou volgende gaan ek nou net 'n anti-tangle sleeve hier opsit. En dan gaan ek nou net hom vaskrimp. Nou die krimps wat ek gebruik vir hierdie 40 pond fluorocarbon is Monster Kaap se 0.8 mm krimps. So ek gaan hom nou net hier deurvoer. En net 'n gewone loopie maak. Soos dit. So kom ons krimp hom. En daar's hy. Nou is hy gekrimp en nou al wat ons kan doen is hierdie anti-tangle sleeve net so oortrek. En daar's hy. Daar is die rietkieker amper klaar. Nou gaan ek hom net kook dat hierdie shrink tubing, hierdie knopie net mooi opcover, dat dit net baie mooi netjies lyk en dat daar geen haakplek op hierdie strop is nie. So kom ons doen dit gou. Daar's hy. Nou het ek hom 'n bietjie gekook. Nou sit daai shrink tubing daar mooi. Nou kan hierdie lyn glad nie daar haak nie. So jy sal ook sien met fluorocarbon, hy sal gewoonlik bietjie buig. Daar's 'n maklike manier om die buig uit te haal, net 'n triek wat ek geleer het. So as jy nou nie 'n ketel by jou het en jy kan hom nou nie stoom nie, 'n ander manier om dit uit te haal is deur 2 rietpoelers te gebruik en nou nie baie hard te trek nie, maar hou hom net iewers mooi vas. En nou al wat jy doen is jy vee net hierdie lyn so. Terwyl jy mooi tension op hom hou en jy sal sien hy's baie reguit. En daar's hy. Daar's jou rietkieker reg om te fish.